Welkom aan elkeen van julle. Ek is bly julle het almal weer dit gemaak en bly ons kan weer by mekaar wees en welkom aan die kykers ook. En ek kan vir julle voorstel vir die kykers, druk maar daai subscribe knoppie en daai klokkie, dan sal wanneer ons die volgende een opsit ergens in die dag, dan kom hy op en dan sal hy vir jou laat weet hy is nou lewendig. En as ons iets toekomstig ook oplaai, dan sal dit outomaties vir julle laat weet word, wat nogal oulik is. Goed, ons is vanaand by die krag van die evangelie. Nou hierdie krag is herskepende krag van God. En hy is tog ons God en hy is ons skepper, hy het ons gemaak. En soos daar staan in Jesaja 43, hy sê, ek is jou God, jou vormeerder oor jou skepper oor Jakob en jou vormeerder oor Israel. So hy skape ons, hy het ons geskape, maar hy weet ons is in sonde geskape. Maar hy los ons nie so nie. Hy herformeer ons in Israel in. Met ander woorde, hy herformeer ons in 'n nuwe mens in, wat met God gestoei het en ons het daai Jakob, daai bedreigheid van ons, het ons oorkom deur sy krag. En hy herskaap ons tot 'n nuwe mens. En so as julle dit onthou, kan ons amper vanaand maar net sê, dis dit. Maar daar's baie meer agter dit. En ek wil graag dit vir julle baie duidelik maak, deur die woord hardloop vanaand. Ons gaan baie verse deurwerk. Omtrent niks geskiedenis, baie min geskiedenis, baie verse, maar dis baie belangrik. Kom ons kyk. Die ewige evangelie, die eerste engel. Kom ons bid saam. O God, ons is so bly, U los ons nie net soos ons is nie. Want as ek gelos was, liewe Heer, was ek vandag 'n wrede mens. Nommer 1. En tweede, sou ek veel wywery gedoen het. Nommer 3, liewe Heer, sou ek heel moontlik in die tronk gewees het vir een of ander iemand wat ek geslaan het of iets gesteel het, want sonde sou oorgeneem het in totaliteit. Maar ons is dankbaar dat U ons kom herskaap het tot 'n nuwe mens, my God. En dankie liewe Heer daarvoor. En waar as U woord oopmaak vanaand, smeek ek weer U belofte op ons af, en dit is dat waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees. Stuur ons U Gees soos U beloof het en lei ons dan in alle waarheid. In Jesus naam. Amen. Goed, die eerste engel as 'n mag van die einde. In Openbaring 14 kry ons 3 engele. En in Openbaring 18 nog 'n engel. Maar hierdie engele verlig die hele wêreld en verkondig iets aan die hele wêreld wat vir ons baie duidelik is, dis een van die magte van die finale bewegings van hierdie wêreld. En ons moet 'n bietjie kyk, wat doen hierdie engele? Wat doen hierdie engele in Openbaring 14? Nou ongelukkig kan ek nie al 3 vanaand doen nie, daar is nie genoeg tyd nie, maar ons gaan aan die eerste engel net so blik na dit kyk, want dit is ongelooflike diepte. Die Bybel het die vermoë van Openbaring om in een sin vir jou so baie te gee dat jy kan grou. Kom ons lees. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ja, ek las gewoonlik vir julle baie keer ten minste die Engels by, vir die wat, ek weet, daar's van die Afrikaners wat dalk Engelse Bybel lees, of daar's dalk Engelse mense wat luister, en dan kan, as hulle iets nie volg, het ons die Engels daar bygelas. So hier sien ons hierdie eerste engel, hy vlieg in die middel van die lug, hy gee die ewige evangelie, en aan elke nasie, stam, taal en volk. En dan ook natuurlik, het hy met 'n groot stem gesê, vrees God. Nou dit klink so 'n paradoks, want die God wat ons ken, ja, vrees, hoekom moet ons hom vrees? Hoekom vrees? En dan vrees God. So in ander woorde, een ou tannie, een keer het ek hierdie vers vir haar gelees, toe sê sy vir my kind, dis heilige ontzag. Nou ja, hoe jy dit wil sien, in die Grieks is dit eintlik bang wees, dis wat daai woord beteken, maar heilige ontzag laat vir my beter klink oor die God wat ons dien.
Jy het 'n ontzag, jy gaan vir hom luister, jy is gehoorsaam. Die een wat jy die meeste vrees, gaan jy gehoorsaam. En soos ek al vroeër gesê het, ongelukkig is baie keer die rede hoekom ons dinge doen, deesdae is uit vrees uit. As ek nie opstaan en gaan werk, het ek nie kos nie. Of as ek nie hierdie en die doen nie, dan is my man of my vrou kwaad vir my. Of as hierdie doen nie, dan is my kind dalk ontsteld met my, of dalk is die speedkop kwaad vir my, want ek het te vinnig gery, so ek ry stadiger. So jy doen baie keer 'n ding uit, vrees uit. Toe ek in Duitsland was, het hulle gespot. Ons het hulle sê dit is posbusvrees. wat as iets in daai posbus aangekom het, wat ons dan in Suid-Afrika ken as die ouer mense, as jy venstertjie pos. Daar is nie 'n situasie in Duitsland van jy betaal nie, want as jy nie betaal nie, dan is jou moeilikheid soveel groter as wat jy maar net eerder by die bank gaan geld leen of ergens geld leen om hierdie ding te betaal, want as jy nie betaal nie, dan is jou verhaal baie erger as wat jy betaal. Hier in Suid-Afrika het ons nie meer so erg gevrees vir daai venstertjies nie. Maar daarso is 'n vrees. Jy doen dit want jy weet daar is 'n pak slaag agter dit. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie is in die regte tyd gegee, dat ons moet vrees. Maar kom ons kyk, kom ons gaan bietjie deur dit. Eerste engel, ons gaan nou van die woorde bietjie deurgaan. En die eerste een is engel, en dit is angelos, in die Grieks, en ek het daar vir julle die Grieks deurgegee, en jy sien, dis a supernatural being created by God to serve him, often function as a messenger. So hierdie kan vertaal word as messenger of as engel. So, daar's plekke waar dit vertaal word nie as 'n engel nie, maar partykeer word hierdie selfde woord vertaal as net 'n boodskapper. Met ander woorde, dit kan impliseer dat dit is enige vorm van wese wat mense insluit. Maar natuurlik die hoofgedagte wil ek nie wegvat nie. Ons vertalers het goed gedoen met die woord engel, maar ons moet net besef, ons mag dalk saam met engele werk om hierdie werk te doen. Jy weet, so dit sluit nie mensdom heeltemal uit nie. Maar kom ons los dit by engel. Ek wil net hê ons besef dis die nuance van die Grieks is bietjie breër as die Afrikaans. Het dit in die Engels het dit as dis die wese. Maar hierdie is nuance sluit ander woorde ook in wat mense kan insluit. Goed. En dan in die middel, en hierdie evangelie verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Dit maak sin. In ander woorde, toe Jesus daar op die Olyfberg was en hy het gepraat oor die eindtyd. Toe hy nou oor die eindtyd moes beskrywing gee, het hy in vers 14 vir ons gesê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die hele wêreld. En dit is hoekom hierdie engel ook in die middel van die lig is. Middel beteken ewe ver van almal af. Gaan almal nou 'n opsie hê. Almal sal 'n keuse hê teen die einde van die wêreld se geskiedenis. Ja, tot die Boesman hier in Suid-Afrika, wat daar homself besig gehou het met hottentotte en 'n paar goedjies te skiet en sy maaltye een keer 'n week te eet. Ek bedoel, tot hy het nou die boodskap ontvang. Of for that matter kan ek sê die barbare, die Duitsers, my voorgeslag het ook die boodskap gekry deur bo die noorde. Jy weet, so met ander woorde van die kannibaliste daar deur daarna by die Amazone en die Amazone rivier dwarsteer tot daar in die ooste. Almal het nou al omtrent almal. Ek dink die sendelinge doen 'n fantastiese werk saam met allerlei radiogolwe en TV en alles wat daarmee internet, die internet van dinge, doen 'n fantastiese werk om hierdie werk klaar te maak, dat elkeen het 'n keuse en 'n opsie gehad. Nou die volgende wat ek gaan sê, het ek nie gelees in die Bybel nie, so hierdie is nou net ek noem dit my heresie, kan ek maar sê, heresie, my eie idee. Maar ek het 'n vermoede, daar's dalk 'n rede vir dit. Want 'n Boesman wat 500 jaar terug geleef het nie geweet van Jesus nie. As hy vandag geleef het, sou hy dalk vir Jesus gekies het. So, daar's 'n rede hoekom Romeine sê,
wanneer die heiden wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hy vir homself 'n wet. En dan verder verduidelik dit in Romeine ook dat die Heilige Gees werk op hulle en sy gewete het onderlinge stryd met homself. So met ander woorde, wanneer daai boesman dan 400, 500 jaar terug die bok van sy pel wou steel en hy sê nee, want die Heilige Gees werk op hom, dan sien ons die Bybel sê dat die Here wink vir die tyd van onwetendheid. En hy kyk hoe hy reageer teenoor hom, die Heilige Gees wat op sy hart werk oor goeters. Geen wonder die Jesaja sê, daar gaan mense wees wat sê, nou wie is u en wat is hierdie merke in u hande? Wat is dit? In ander woorde, hulle het net die stem gehoor van die Heilige Gees wat op hulle hart druk en hulle het keuses gemaak. Hulle het nie geweet dis tot verlossing nie, maar hulle het gekies om goed te doen, as ek dit so kan stel. En ek wil waar my ideetjie nou verder vat is wat die Bybel gee, is ek het 'n vermoede die Here gaan nou argumente op die tafel kan sit en sê, jy sien hierdie boesmans, boesmans, ek gebruik julle net as 'n voorbeeld, maar sien julle hierdie boesmans, hulle het gehoor van Jesus en raai wat, hulle het vir Jesus gekies. Hulle het tot bekering gekom. So as ek kan dan sê, jou voorouers 500 jaar terug, as hulle van Jesus geweet het, hulle het klaar die Heilige Gees begin luister, sou hulle die res ook geluister het. So maar, vir hierdie argument, dis nou net my eie idee, ek het dit nie gelees ergens nie, maar dis net my eie idee, maar vir hierdie argumente so verder ek vat, maak hierdie dan sin. Daar gaan 'n tyd wees wat die hele wêreld gehoor het van die evangelie van Jesus Christus. Daar gaan 'n tyd wees. Getuienis vir al nie, en dan sal die einde kom. Dan, wanneer hierdie werk klaar is. So as iemand van julle dalk 'n sendeling borg ergens in die wêreld, go vir dit, moenie stop nie. Jy maak Jesus se koms vinniger, laat hy kom. Evangelie. Ons weet dit beteken ook goeie nuus. En maar wat interessant is dat hierdie is 'n continuous forever or indefinite sempiternal. Okay, so met ander woorde, ek wil net continue forever or indefinite. Hierdie tense waarin die everlasting geskryf is iets wat vir ewig. Met ander woorde, hy is 'n continuous tense wat vir ewig hou. Dit beteken ook daar gaan geen ander evangelie wees nie. Hierdie is die evangelie. Hierdie is die boodskap. Hierdie is die verlossing wat vir ewig gaan hou. In ander woorde, daar is nie 'n ander een gaan kom nie. Jesus gaan nie 'n tweede keer kom sterf of iets anders gaan nie weer gebeur vir ons verlossing nie. Hierdie is die verlossingsboodskap en dit gaan vir ewig aanhou. En dan verkondig is weer interessant. Dis nie vir ewig nie. Hierdie is 'n aorist infinitive tense waarin dit geskryf is. So dit beteken hy het 'n einde. Daar gaan 'n dag kom wanneer die evangelie nie meer verkondig gaan word nie. Daar gaan 'n dag kom wat Openbaring 22 gaan waar word wat sê wie vuil is sal nog vuiler word en die wat skoon nog skoner. Daar gaan 'n dag kom wanneer die lyn getrek word en dis nou klaar. Almal het hulle keuse gemaak. Dis verby. Daar's 'n tyd wanneer God sê almal het 'n keuse gemaak en daar gaan 'n einde kom aan sonde en hierdie sondenag. Daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees waar sonde nie weer gaan heers nie. Sonde gaan nie weer opkom nie. Daar gaan 'n einde kom aan hierdie verhaal. So met ander woorde, dit wat ek doen, die dag as die Here kom, gaan ek nie meer werk hê nie. Dan is dit nou klaar. Verstaan? Dan is dit nou klaar. Ja, Jesus gaan nog vir ons preek en alles great, fantasties, maar ek bedoel net my werk van evangelie verkondig. Dat jy tot bekering moet kom. Dit gaan 'n einde hê. Dit gaan 'n einde hê. Net 2 verse vorentoe in dieselfde hoofstuk. Staan daar en dit is baie, julle gaan sien is ongelooflik sterk gekoppel aan in die ewige evangelie. En dit is staan daar, dit is hulle praat van die 144,000 en ek weet daar's debatte oor dit. Ek wil nie nou daarop ingaan nie. Ons weet net hierdie is God se kinders. Dis die heiliges van die Here. En dit is hulle wat die lam volg waar hy ook al heen gaan. Die lam volg waar hy ook al heen gaan. Nou waarheen is Jesus? Hoe volg ek hom? Hoe volg ek vir Jesus? Hoe volg ek die lam? Hoe volg ek die lam? Nou ja, die vraag is, wie is die lam? Johannes 1 vers 29 sê vir ons,
Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. So, Jesus is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. So, hoe volgekom? Kom ons kyk. Genesis 3 vers 15. Waar die lam begin? Waar die konsep van die lam begin? Waar die verlossing begin? Dis net nadat Adam en Eva geval het, daar in die tuin van Eden. Toe het ek vyandskap gestel tussen jou en die vrou, hy praat met die Satan en met Adam en Eva, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou hoofletter ook, okay, maar hy begin van die sin ook, maar hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Met ander woorde, hier is 'n voorspelling wat kom, wat sê, weet jy wat, daar gaan 'n verlossing kom. 'n Verlosser is op pad. En hy sal jou kop vermorsel, ou Satan. Jy sal hom wel seermaak, maar hy gaan jou kop vermorsel. Genesis 3 vers 21 sê, en die Here God het vir die mense en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. So hy het nie net enige dier gaan doodmaak nie. Sê die Bybel vir ons wat? Ja, ons het dit vorige keer ook gelees. In Openbaring 13 vers 8 sê dit, hy praat nogal van die dier wat ons gisterand hanteer het, van die dier uit die see, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. So, hier is 'n voorspelling, dat almal gaan wie die paus aanbid. Daar gaan 'n tyd kom wat almal hom aanbid. Almal, wat hoor wie is almal? Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. So met ander woorde, die wat nie, wanneer is hy lam geslag? Van die grondlegging van die wêreld. Van die grondlegging van die wêreld af is hier die verlossingsplan deur die lam. Hierdie lammetjies wat geslag is van Adam en Eva se tyd af. Onthou Kain en Abel het ook gefight en oor Kain wou sy eie goeders offer, sy vruggies en groentetjies, en Abel het die lam geslag en die Here het sy offer geaanvaar, want dit verwys vooruit na wat? Na die lam van God toe. So van Adam en Eva se tyd af is die lam al daar. En is gesê, van die grondlegging van die wêreld is hierdie lam geslag, wat vooruitwys na Jesus wat sou kom, wat vir ons sonde sou sterf, en daardie mense wat dit aanvaar, se naam is in die boek van die lewe, en hulle sal nie die dier, die ou paus, aanbid nie. Verstaan ons nou, hoe werk die verhaal? Ek hoop dit maak sin. Kom ons lees. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring, en Abel het ook die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel se offer aangeneem. Natuurlik het toe Kain het toe nou mos baie kwaad geword. So ons sien hierdie lam verhaal deur die eeue. Eksodus 25 vers 8. En toe sê die Here, wag, ek gaan nie net dat julle 'n klomp klippe op mekaar sit, wat julle nie gekap het nie, en al die reëls rondom die altaar. Ek gaan nie net dit nou doen nie. Ek wil hê julle moet nou vir my 'n tempel bou. 'n Tempel. 25 vers 8 tot 9. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld. So in ander woorde, God wys vir Moses toe 'n voorbeeld. Dis hoe dit moet lyk. Van 'n tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet julle dit maak. Hier sien ons dit uit. So in ander woorde, die Here wys vir hom toe 'n voorbeeld. En natuurlik as ons Hebreërs bylas, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi. Want hy het gesê, kyk, dat julle alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg getoon het. So in ander woorde, hier sien ons hierdie voorbeeld is van die hemelse, met ander woorde skadu van die hemelse tempel. Daar's 'n tempel in die hemel. Ons gaan verder vanaand ook sien, daar's 'n tempel in die hemel en ons het een op die aarde gemaak, wat 'n skaduwee is van daardie hemelse, het ons op die aarde gemaak. Moses het dit. Kyk, Moses het dit gemaak. Die mensdom. Hebreërs sê verder, dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemel deur hierdie offer gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offer as hierdie, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak,
'n teebeeld van die ware, maar in die hemel self om voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Met ander woorde, Jesus as 'n hoëpriester in die hemelse tempel ingegaan. Maar die aardse ene is die ene wat 'n alwe blou druk, nee, is 'n teebeeld, is 'n skaduwee van wat in die hemel aangaan. Maak dit sin? Maak dit sin? Goed. So hier is die aardse tempel. Is nou net 'n voorstelling van 'n voorstelling wat daar is, en hierso sien ons die aardse stelsel wat toe gebou is. En daarvoor is 'n altaar, en daar's 'n waskom, en dan is daar 'n tent wat die heiligdom is, en die heiligdom is in 2 afdelings opgedeel, en die afdeling wat jy daar sien, nou as jy inloop by die heiligdom, aan die linkerkant is 'n kandelaar, aan die regterkant was 'n tafeltjie met toonbrode, wat hulle ook geëet het. Dis nie net vir die toon, vir die mooiheid nie, maar hulle het dit ook geëet. En dan was daar 'n rookofferaltaar aan die voorkant, en alles is met goud oorgetrek. Die altaar, interessant genoeg, is 'n rookofferaltaar, maar hy is gemaak van akasiëhout, maar dan is hy oorgetrek met goud. En dan was daar 'n groot gordyn, maar hierdie gordyn het baie laag gehad, en as jy dan hierdie gordyn, een keer 'n jaar het daai gordyn oopgemaak, en nie die hoëpriester is in die allerheiligste ingevang. En die allerheiligste was die ark. Die ark was basies 'n kus, baie mooi kussie, wat ook van goud, en hy het 2 gerubs gehad, en die teenwoordigheid van God was tussen die 2 gerubs, en as jy die ark, die kussie oopmaak, was daar 'n paar goedjies binne die ark. Eerstens was dit die 10 gebooie, wat met God se vinger geskryf is, op kliptafels, en dan was daar, wat die ewigheid natuurlik voorstel, die kliptafels, en dan is daar ook die manna was daar, 'n potjie met manna, en Aaron se staf, wat permanent gebloei het, met ander woorde, hy het blommetjies gehad en so aan, en vruggies, en dan aan die kant van die ark, buitekant, was die wetboek van Moses gewees. So hier, dit was die hele heiligdomstelsel. En hierdie heiligdomstelsel het verlossing voorgestel. Hoe verlossing werk, en hoe verlossing bewerk was in die Ou Testament, en dit verander in die Nuwe Testament, wat goed is vervul, en ons gaan vanaand 'n bietjie daarna kyk. Dis een evangelie. Ek wil net hê julle moet dit verstaan. Dis een evangelie. Dis een metode hoe om gered te word. Daar's nie 3 metodes of 2 of 5 nie. Dis een, alhoewel die simbole wat vooruit na Jesus verwys het verval, want ons hoef nie meer vandag 'n lammetjie te slag nie. Daar's 'n rede vir dit, want Jesus het dit kom vervul. Goed. Kom ons kyk gou-gou na elke ene apart. Laat ons net ons moet verlossing verstaan. Mense, hierdie ewige evangelie, verlossing is vir jou van ewige belang, en daar's 'n rede hoekom God gesê het, hierdie boodskap gaan weer verkondig word wêreldwyd, want dit is tot jou verlossing. Eerste vers. Die volgende dag sien ons Johannes, Jesus kom, en hy sê, daar is die lam van God, so ons wil die lam onthou, ons wil hom volg, wat die sonde van die wêreld wegneem. Okay. So hierdie lam se bloed, en hierdie lam stel goed voor, wat die sondes wegneem. Jesaja sê dit, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Met ander woorde, vooruitgewys na Jesus wat die lam sou wees, alles het op hom gekom. Die straf, onthou wat sonde is, ons het 'n vorige lesing gekyk na wat is sonde, dis die oortreding van God se wet, nommer 1. Die ander definisie sê, as jy weet om goed te doen, en jy doen dit nie, is dit vir jou sonde. So sodra sonde, die loon van die sonde, wat is die straf van sonde, is die dood. So jy moet gedood word, en wie het in jou plek gesterf? Natuurlik, ons protestante ken dit goed, maar as jy 'n katoliek was vanaand, het jy gesê, nee, Jesus het gesterf net vir goeie meriete. En dan kan ons want hulle werk op 'n weegskaal. En as jy baie meriete het wat goed is, dan kan jy uit die vage vuur die hemel toe gaan. Dit is hulle gedagte, dis hoe hulle verlossing verstaan. So hy het nie in jou plek kom sterf nie, hy het nie kom sterf om te wys hoe lief is hy vir jou, en so het hy baie goeie dade, en uit al die dade is meriete, en die meriete tel op die einde, en as jy goeie meriete ook doen, ek fantasties, dis hoekom jy kan tot by die Saint Maria en Saint
Wie ook al Paus so en so en Paus so en so en hierdie ou is 'n saint, al die saints wat daar is, kan jy van hulle meriete gaan kry vir jou verlossing. En so kan jy uit die vagevuur uitkry. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die protestante leer vir ons vandag presies dit, dat Jesus het in ons plek gesterf. En dis belangrik dat ons dit onthou. Goed, ons kyk na die volgende een. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Daar sê dit baie plaatant, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. OK. So wat gebeur? Ons kom in by die altaar. Ons kom daar by daai altaar aan wat by die kruis is vir ons vir vandag. OK, maar die ou mense in die Ou Testament het 'n lammetjie gebring, want dit het vooruitgewys na Jesus toe. En hy gaan tot by daai altaar en wat doen hy? Hy sit sy hande op daai altaar en die priester sny die keel af. OK? En dan hy hoef nie vir die priester te sê wat het hy alles verkeerd gedoen nie. Hy sê dit vir God. En hy sê ek is jammer, ek het sê maar gejok. Kom ons vat jok. Ek het gejok. Ja, van die 10 gebooie het ek oorbreek, ek het gejok. Asseblief vergewe my. Daardie sonde se gevolg gaan nou op die lammetjie. Die lammetjie sterf in plek van hom. En daai bloed word dan opgevang en deur die priester en hy vat dit in die heiligdom in. Ons gaan nog daarby uitkom. So hierso sien ons die offeraltaar, die kruis, wat self die sonde op die liggaam van die kruis gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir 'n geregtigheid lewe deur wie se wonde julle genees is. So die vraag is, as ek my vrou slaan, en ek slaan haar vreeslik, en volgende dag word ek wakker en ek is vreeslik jammer daaroor, en ek gaan koop vir haar rose, kyk my vrou se my lankal teruggeslaan het, maar vir rose en goedjies, en ek vat dit vir haar, en ek sê vir haar, ek is jammer. Dan loop ek, sy vergewe my. En dankie tog sy doen. Okay, sy doen nou. En daai aanslaan ek alweer. Het ek berou gehad? Opregte berou? Nee, ek het nie berou gehad nie. Ek het jammer gesê, sy het my wel vergewe, maar was ek opreg in my verhaal? As ek opreg was, het ek daai aand, as ek al wil beet kry, het ek uitgeloop, ek het 'n draai geloop, ek vir die Here gebid, ek gesê, asseblief help my. Ek kan nie hierdie ding, asseblief help my. En hy sal jy kom help en jou help om nie weer te sondig, daai sonde te doen nie. Dis vergifnis, dis bekering. Met ander woorde, bekering beteken ek loop soontoe en ek draai om en ek loop 'n ander rigting. Ek keer weg van my sonde af. So dis hoekom sê dit daar, kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Met ander woorde, moet ons nonsens stop. Ja, saam met die Here. En die Here, dis die herskepende krag. Hy maak ons 'n nuwe mens. Romeine sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, het deur die sonde in die dood, so die dood tot alle mense deurgebring, omdat almal gesondig het. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. In plain Afrikaans, deur een Adam en Eva, Adam, het die sonde in die wêreld en ek's gebore met dit. Ek kan nie help. Ek het wakker geword eendag en ek het besef, ja, ek kan nie help, ek is wie ek is nie. Maar deur een mens het die sonde in my ingekom. En deur een mens kan die sonde weer uit my uitgaan. En die loon van die sonde, die dood. In ander woorde, ja, moet ons doodgaan vir ons sondes? Eintlik ja, en ons doen, maar daar's 'n ewige lewe in wie? In Christus Jesus. OK. So hier het ons die ewige evangelie weer eens. Kom ons gaan nou binne in. Ons het nou buitekant gedoen. Ons het nou die waskom. Wat is die waskom se voorstelling? Waskom, doop, voetewassing. Kom ons lees dit. Dat Aaron se seuns, kom ek vertel julle maar net. Hulle moes voor hulle gaan, die priesters en die goedjies, hulle moes hulle hande en hulle voete was voor hulle kan begin. Hulle moes hulle self reinig, was daar die waskommetjie, daai blou kolletjie daar, was 'n waskom en daar het hulle hande en hulle voete gewas, want hulle moes skoon kom. Alraai. En dis wat hulle moes doen om dan nou skoon te kom. Romeine 6 vers 4. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood,
sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, wanneer ons dan gedoop word, word ons saam met hom begrawe en ons staan saam met hom op. Met ander woorde, wanneer die dag as jy die Here aanvaar, dis hoekom in Johannes 3 vers 5, Nikodemus het mos in die nag na Jesus toe gekom en hy vra hom oor verlossing en Jesus sê uit antwoord: Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So wat is deel van verlossing? Is die feit dat ek 'n publieke verhaal deurgaan van die doop en sê, Here, was my skoon, dis 'n simbool, was my skoon. Inteendeel, as jy onder die water gaan, 'n watergraf gaan, hy noem dit 'n watergraf, wat jy begrawe word onder die water, dan haal jy asem. Nee, jy haal nie asem nie, jy hou op asemhaal vir daai oomblik. En dan as jy dan uitkom, dan het jy 'n nuwe lewe. Ek is saam met hom begrawe, sê die teks, en ek het saam met hom opgewek. Met ander woorde, ek sterf my ou lewe af en ek vat 'n nuwe lewe weer aan. Kom ons lees verder. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook 'n nuwe lewe kan hê. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is. Okay, hierdie verhaal is, onthou julle nou met die nagmaal. Met die nagmaal het hulle nou begin, hulle eet saam en toe sê Jesus hy wil hulle voete was. En toe sê Petrus vir hom, nee, jy gaan nie my voete was nie. En toe gebeur dit. Jesus sê vir hom, en toe sê hy, Jesus, as iemand nie sy voete laat was nie, is hy nie deel van my nie. Toe sê hy, nee, nie net my voete nie, maar my hele liggaam. Okay. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So deel van die nagmaalproses, nie die broodjie en die wyn nie, het die Here ook voete gewas. So hier sien ons die hele buitehof binne in daai laaste nagmaal wat daai aand ete wat hulle gehad het, die nagmaal. Eerste, die brood en die wyn het gesterf, sy bloed is gevloei, dis op die altaar. Maar saam met dit, die nagmaal, die voete en jou voete moet gewas word en jou hande wat gewas word. As jy iemand sy voete was, Jesus het die voete gewas, dan was jy mos jou hande saam met die tyd, selfs as wat die priester gehad het. So in die plek van 'n lammetjie het Jesus wat gebring? Vir ons die nagmaal ingebring. En die nagmaal het hy ingebring die hele buitehof. Hy het gebring die wyn, die brood en die voet in die doop, wat dan nou, as jy een keer gewas was, het jy net 'n voetewassing nodig. Nou daar is van die protestante wat voetewassing ook nog doen as gevolg van hierdie verse. Ek weet van hulle doen nie meer nie, maar die punt is, wat het Jesus daar gedoen? Hy het die hele verhaal ingebring van voetewassing, wat vir ons bietjie anders as ons kultuur is bietjie vreemd vir ons kultuur, maar die punt is, wat het hy gedoen? Hy het voetewassing gebring, want dit verwys alles na hierdie buitehof. Sien julle, as jy die lam volg, waardeur hy gegaan het is, daar's 'n skoon was, daar's bloed, daar's die liggaam. Okay. Goed, kom ons gaan aan. Jesus sê vir hom, ek weet nie, is die tweede keer hier. En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dis nou Openbaring, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Okay, ek wil graag hierdie bring. Is al die simbole wat die Here gebruik, om vir ons te wys, ons word deur die bloed skoon gewas. Ons word deur die watergraf skoon gewas. Ons word skoon gewas van sonde, is simbole van wat? Dat ons skoon gewas word in die buitehof. En ons kleed. Onthou wat het Adam en Eva verloor? Hulle het agtergekom hulle skaal, want hulle het 'n lig gehad wat hulle omhels het. Hulle het klere gehad, maar dit was 'n lig van hulle geregtigheid. En toe hulle geregtigheid verloor, toe kom hulle agter hulle is kaal. En toe gee hy vir hulle 'n vel wat vooruitgewys het na hom toe, die lam wat vooruitgewys het na hom toe, waarmee hulle gekleed sal word. So 'n kleed van geregtigheid. Jesus, dis basies, alles simbole
wat dit ons laat verduidelik. Ok, ek gaan hierdie stukkie lees, dan is ons klaar met die buitekant. Toegerekende geregtigheid. Nou die teoloë het dit so vasgemaak, so ek gaan dit net so verduidelik uit die Bybel uit wat julle gelees het. Toegerekende of imputed righteousness, toegerekende geregtigheid. Dit beteken dat Christus se volmaakte geregtigheid aan die gelowige toegereken word. Sy volmaakte geregtigheid. Hy het nooit gesondig nie. Hy was versoek, maar hy het nooit gesondig nie. Dit is aan ons gegee. God verklaar jou regverdig op grond van Christus se gehoorsaamheid en offer. Nie op grond van jou werke nie. Dit is die kern van die regverdigmaking. 'n Regstatus wat jy ontvang deur geloof alleen. In ander woorde, jy glo dat Jesus het in jou plek gesterf. Jy glo sy geregtigheid is nou joune. Maar ek glo dit is vir julle, niemand hier is dit nuwe nuus nie. Ek dink julle verstaan dit al lankal. Maar kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Kom ons gaan nou 'n bietjie binne-in daai heiligdom in. Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. OK. So met ander woorde, sodra ons bekeer en gedoop word, dan kry ons die gawe van wie? Volgens wat sê die Bybel, die Heilige Gees. So daar in die doop is daar 'n simbool, hier kom die Heilige Gees by. Nou is dit nie net meer die lam nie, wat sy lam se vel wat ons regtigheid gee, nommer 1, sy bloed wat vir ons skoon was, sy liggaam wat vir ons opgeoffer is, nie? Nou is dit die Heilige Gees word ook nou gegee. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die Gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword. Wat is hy mee gesalf? Olyfolie. So met olyfolie het hulle die konings en die mense en die priesters en goedjies het hulle gesalf. En dan die Heilige Gees oor hulle vaardig gekom. So die olie was 'n simbool van wie? Die Heilige Gees. En as ons in die allerheiligste, in die heilige ingaan, aan die linkerkant was daar 'n kandelaar. En daar 7 kandelaartjies gewees, 7, en hulle het gebrand. Dit was die enigste lig in daai vertrek. Hierdie lig het gebrand deur wat? Olyfolie. Olyfolie het gebrand. So in ander woorde, as jy inloop by die heilige deel, dis nou daai eerste kamer van as jy daai tent vat, die eerste kamer van die tempel, was daar 'n kandelaar en hy het gebrand met olyfolie. En dit het voorgestel die Heilige Gees. Sien julle die simbole hoe hardop het? Net na daai bad, nadat jy skoon is, jy het bekeer, jy het gesê Jesus jammer, jy is gedoop en dan beweeg jy in die heiligdom in. En dan ontvang jy wat? Die Heilige Gees. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dis Jesus, die lam, wat ek nou hierso van lees, Johannes 1. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. So in ander woorde, wie is die lig van die mense? Dit is Jesus. So in ander woorde, die olie stel die Heilige Gees voor, maar die vlammetjie stel Jesus voor. Kom ons lees verder, Johannes 12 vers 46. Ek het as lig in die wêreld gekom, duideliker kan dit nie wees nie. Sodat elkeen wat in my glo nie in duisternis hoef te bly nie. Waar kry ons die lig? As ons in die heiligdom inbeweeg. So moet ons net hier buite bly? Nee, ons moet die lam volg waar hy gaan. Die lam gaan julle sien hardloop al die pad dwars deur, sy bloed gaan tot by die allerheiligste op die einde. So met ander woorde, ons moet hom nou volg. Julle is die lig van die wêreld. Nou word ons skielik die lig van die wêreld. En ek wil hê ons moet besef, hier kom 'n skuif. Dis deur Jesus se geregtigheid alleen dat ons gered word. Maar in die heiligdom word ons heilig gemaak. Hier kom die herskapening. So met ander woorde, as ons in die heiligdom instap, beweeg, dan het ons eerste is Jesus die lig, maar dan word ons die lig. Want ons word herskape na die lig toe. Dis heiligmaking wat hier plaasvind. Goed.
Johannes 12 vers 35 tot 36. En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Dis nou Jesus. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. OK. So sodra ons die lam dan volg, dan weet ons waar ons gaan, want dan is ons saam met hom die lig. Onthou julle wat in Openbaring 12 vers 1 gestaan het van die bruid wat met die son bekleed was, God se volk, en ons was in maan onder haar voete. Sy het die son van geregtigheid, Jesus se lig, weerkaats. So met ander woorde, ons moet by die lam wees om dit te kan weerkaats. Dit maak sin. So moet ons in die buitehof bly. Moet ons elke dag net sê, jammer Jesus, jammer Jesus, jammer Jesus. Ja, as jy gesondig het, sê asseblief jammer. Maar moenie daar bly nie. Gaan in die heiligdom in. En hoe gaan ons in die heiligdom in? Eerste plek is ons die lig van die wêreld. Dit beteken ons getuig. In ander woorde, soos Jesus getuig met sy liefde getuig het, so moet ons ook ander lief hê. Met ander woorde, ons moet begin weerkaats. Ons moet die goeie eienskappe, die goeie karakter van Jesus begin weerkaats. Ons moet begin om ander lief te hê. Nommer 1. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Jesus aan die regterkant sê Jesus, okay, aan die regterkant was mos die toonbrode. Nou kyk wat Jesus sê. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. So Jesus is die lig aan die linkerkant, hy is die lam aan die lig, hy is ook die toonbrode. Daai toonbrode in die heiligdom, dis Jesus. Wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En dan, Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So met ander woorde, wanneer ons dan saam met die Here begin getuig, begin Bybel lees, ons begin hierdie ding oopmaak, ons begin boeke vat, tyd met die Here spandeer. Sodra ons daai tyd met die Here spandeer, wat doen die woord vir ons? Dit heilig ons. Dit herskep ons. Dit maak ons van Jakob as Israel toe. Met ander woorde, begin julle nou sien hoe hierdie heiligdomstelsel 'n proses is van bekering en dan heiligmaking. Die eerste stap is bekering. Ek is jammer, dankie dat u in geloof aanvaar ek het. Die volgende stap is, nou begin ek die woord van God heilig my, nommer 1, en nommer 2, ek begin hierdie liefde te weerkaats. Ek begin dit weerkaats. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Daai toonbrode het geen suurdeeg ingehaat nie. Niks suurdeeg nie. Daai toonbrode was sonder suurdeeg. Hoekom? Want suurdeeg het sonde voorgestel. So wanneer ons nagmaal doen, moet ons eintlik brood eet wat nie suurdeeg in het nie. Dit moet plat broodjies wees. Alraai, as ek dit so kan stel. Daar moet nie suurdeeg in wees nie. Goed. Maar dit stel Jesus se liggaam voor wat nooit gesondig het nie. 1 Korintiërs 5 vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Dit sal weer 'n tweede keer dieselfde een. Laat my gebed soos reukwater, en dan die volgende is, die reukofferaltaar. So in ons heiligmakingsproses, in die herskepingsproses wat die Here met ons deurgaan, wat gebeur? Ons is die lig, ons is 'n getuie van God, ons begin die liefde uitstraal, daai liefde verander te hê. Aan die ander kant is ons besig om die woord te bestudeer en dit heilig ons, en dan is daar voor 'n reukofferaltaar. En wat stel dit voor? Die gebede van die heiliges. Die gebede. So in ander woorde, die reukofferaltaar, kom ons lees dit. Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Openbaring sê dit vir ons so pragtig ook. En 'n ander engel het gekom met die goue wierookbak. Dis nou die wierookbak vol van daai reukwerk. By die altaar, wierookaltaar, gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel
opgegaan voor God. So in ander woorde, wat is ons geestelike lewe na bekering? Dis tyd met God in gebed. Dis tyd met God dat ons hom kan weerkaats, deur sy woord word ons geheilig en nuut gemaak. Dit help veel, jy sê, jammer, ek jammer Jesus, dat ek begeer het. Maar daai begeerte bly daar, môre doen ek dieselfde. Ek jok of ek steel. Of sê maar, ons vat weer vir jok. Dit help veel, ek het gesê, Jesus, help my om op te jok, ek het vergewe my, maar niemand verander my hart nie. Wat gaan dan gebeur? Gaan ek dit weer doen? Ja. Okay, daar's 'n paar stapende Duitsers wat seker kan regkry om, gaan nie weer jokkie. En dit help, bietjie wilskrag toe te pas, die Here wil hê ons moet ons wilskrag gebruik. Ons wilskrag saam met sy heiligmaking, maak die werk dan klaar. Goed. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis nou interessant. Hoe is dit nou moontlik? Ek hoef net by die kruis te wees. Ek moet net by die kruis wees. Maar nou sê dit, sonder heiligmaking gaan jy die Here nie sien nie. Nou, hoe werk dit? Hoe werk hierdie wiskunde nou? Ja, Jesus, die kruis het alles gedek. Jou sondes is gedek. Maar as jou sondes gedek is, en jy gaan nie en jy sê, Here, maak my nuut nie, maak my heilig nie, wil jy dan verander? Dan is jy soos die man wat sy vrou vanaand slaan en môre aand weer. Al het hy jammer gesê. Dit beteken, hy eerste sê, beteken niks nie. Die Here moet jou kan verander. Daar moet 'n stop wees in jou gemors. Daar moet 'n herskapening plaasvind, 'n heiligmaking plaasvind. Geen wonder daai vers sê, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Tessalonisense sê, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Jy moet heilig word, mense. Eers moet daar verandering kom in jou lewe. Jy kan nie 'n moordenaar bly vir die res van jou lewe nie. Behalwe dat jy in die tronk gaan kom op 'n stadium, jy moet verander. En mag julle gees en siel en liggaam, dis nou interessant, gees en siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So hier is net 'n voetnota wat saam met die vers kom, maar as ons hemel toe gaan, dan gaan ons met ons liggame, met ons gees, met ons siel, gaan ons hemel toe. Ons gaan nie net ons gees nie. Jesus sê dit, dis die hele liggaam. Goed, kom ons kyk verder. En hier kom baie belangrike verse nou. En dis waar ons 'n bietjie gaan introspeksie moet begin doen. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Jesegiel sê dit as volg. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal die kliphart uithaal en vir julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. So, wie gaan ons verander? God het gesê, hy gaan ons kliphart uithaal. Hy gaan hy wet op ons hart skrywe. Wat het hy wet gedoen? Hy het ons geleer van sonde. Hy het ons geleer wat ons nie moet verkeerd doen nie. Maar wie gaan dit nou op ons hart skrywe? God het gesê, hy sal dit op ons hart skrywe. Nou wil ons nie meer jok nie. Nou wil ons nie meer steel nie. Nou wil ons Jesus aanbid. Nou wil ons nie meer 'n Maria beeldjie aanbid nie. Ons wil wie aanbid? Jesus en Jesus alleen. En ons wil ons ouers ook vereer, maar meeste van julle het nie meer ouers nie, so ek het daai nou maar geskiep.
So hierdie noem ons ingeplante geregtigheid of imparted righteousness. Dit verwys na die werklike heiligmaking wat in jou lewe plaasvind. Die Heilige Gees werk in jou om jou karakter en dade te verander, sodat jy al hoe meer soos Christus leef. Dit is die proses van heiligmaking. 'n groeiende innerlike heiligheid wat jou lewe vorm. So dis 'n proses van 'n leeftyd, mense. Dit gebeur ook nie net oornag nie. Net soos jy groei in die Here. Pragtige versie, Filippense 1:6, van my gunsteling verse wat daar is. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hy sal dit klaarmaak. Dankie tog. Dankie tog. Dankie tog. En natuurlik gaan julle sê, maar wat van die van die kruis? Hy het geglo, hy het vergifnis gevra en hy het geglo. Hy het seker net 'n halfuur gehad of 'n uur of dalk 'n dag, ek weet nie hoe lank het hy nog geleef nie, van heiligmaking. Hy het net so kort tydjie gehad. Die Here kyk nie vir ons hoe perfek het ons dit klaar gemaak nie. Hy kyk of jy wou verander. En was jy besig om te wil verander. In ander woorde, ja, sy sonde, sy bloed dek ons ten volle. Die prys wat Jesus betaal het, is volledig. Maar dit kan net vir ons toegereken word, as ons van ons kant af sê, Here, verander my dan, ek wil nie meer hierdie nonsens aanvang nie. Kom maak my nuut. En maak nie saak hoe ver jy in daai proses is nie. Die dag as jy dan doodgaan, kyk die Here, wou hy verander. Dis dieselfde man, as my kind nou sou kom, en hy steel R100 uit my sak, of nee, kom ons verander die storie. Ek stuur hom om brood te gaan koop. Ek stuur my kind om brood te gaan koop. En met my kaart. En daar gaan hy. En man, hy bly weg. En hy bly weg. En ek kyk so en ek sien maar ja, daar so het hy nou 'n brood gekoop, maar net daarna het hy petrol in sy kar gegooi. Het hy 'n kaartjie Mauritius toe gekoop en toe het hy gaan vakansie hou en hier by die dag 5 toe cancel ek my kaart en of hy seker dit daai tyd lankal gehop, maar die punt is ek stop hom toe net daar en ek sê genigtig my kind. Hy het my heeltemal bedrieg en besteel. En so 3 maande later kom hy daar weer by die huis aan. En ek sê ja en hy is verskriklik jammer. Man kyk, hy is verskriklik jammer. En ek kyk hom net so en ek sê ja en ek sal sien. En hy sê hy is jammer en alles en ek sê okay, ek vergewe jou, maar jy gaan afbetaal, boetie. Jy gaan afbetaal. En so 2-3 maande later is die brood weer op. Ek sê kan jy vir ons gaan brood koop? En ek gaan so na my kaart toe, ek haal die kaart uit, ek kyk vir die kaart, ek druk hom in my sak, ek gee vir hom R50. Ek sê gaan koop R20, nee wag, R20. Gaan koop vir ons 'n brood. Ja, net 1 brood. En hy gaan en hy kom terug en hy bring vir my kwitansie met al die kleingeld. Ek sê okay, nee goed. So gaan dit 'n week of 3 aan en na rukkie gee ek vir hom R50 en hy bring al die kleingeld terug. Na so 6 maande. Hoe is die kleingeld? Kaart. Ek watch jou. En hy gaan en hy kom terug. Hoekom het ek nie dadelik vir my kaart weer gegee nie? Want ek wil kyk of daar verandering plaasgevind het. Ek wil kyk of hy werklik berou het. Ja, hy moes ook dan maar terugbetaal menslike verwyse en so aan. Maar dis wat die Here doen hierso. Hy sê ek het jou vergewe, maar ek wil sien dat jy wil verander. Ek wil sien daar is verandering. Ek wil dit nie net sien nie, ek gaan jou sommer help ook. Ek gaan jou herskape. Daai heiligmaking moet plaasvind in jou lewe. Daar moet 'n tyd wees wat jy, die Here sê heiligmaking gebeur hoe? Deur die woord heilig my. In gebed, in getuienis. Begin ek al hoe meer hierdie proses 'n nuwe mens word. En so word ek verander vanaf Jakob na Israel. Met tyd. So die Here wil sien dat jy wou verander. En dis vir hom genoeg. Dan weet hy, dis vir my ook genoeg. My kind moet wys hy wil verander. Ek sal hom weer vertrou.
Ek sal hom weer vertrou. En dan kom ons by die allerheiligste. Allerheiligste. Nou by die allerheiligste aangekom, gaan ek nou vinnig begin praat. Yom Kippur, 1 keer 'n jaar, het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan. Hulle noem dit Yom Kippur. Alraai. En wat het daar gebeur? In die Ou Testament se Yom Kippur, hulle het 'n bul geslag vir die priester se sondes, hulle het 'n ander een geslag vir die onwetende sondes, dan het hulle twee bokkies gehad. En met die lood getrek, watter eens watter, die een is die sonnebok, julle het seker al gehoor van sonnebok, in elk geval een is 'n sonnebok en een was God se bok. God se bok word gesalf wat verwys het na Jesus toe en daar was versoening gedoen. Hierdie keer het hy 7 keer gesprinkel. Okay, ek het vergeet om vir julle vroeër te sê, die bloed vir die gewone daaglikse offer van 2 keer 'n dag, die oggend en die aand was daar 'n lammetjie geslag. Daai bloed was ingevat, dit was eers natuurlik hierso, bloed was opgevang in die heiligdom in en daar by die rookofferaltaar wat ons gebede voorstel, soos ons nou net gesien het, op die horings was van hierdie bloed gesit en daar was besprinkel. So met ander woorde, die sonde was in die heiligdom ingedra. Dit was gevat vanaf die persoon, die loon van die sonde is klaar betaal, maar die sonde is ingedra in die heiligdom in, deur die bloed. En die bloed, die sonde is oorgedra in die bloed in. En dan is dit oorgedra tot by hulle het nie allerheiligste ingegaan nie, dis net by die gordyn is dit gesprinkel en op die horings van die altaar gesit. Dan 1 keer 'n jaar is die heiligdom sogenaamd skoongemaak van sonde. Wat gebeur het is met Yom Kippur, eerste was die bul geslag vir die priester en sy huis, en dan was die twee gekies, die sonnebok en God se bok, en God se bok is geslag, en daar is dit ingevat, en die hele Israel, al die mense moes hulle self verootmoedig, hulle moes vas, hulle moes bid, hulle moes seker maak, hulle saak is reg met God. Ek het my sondes is bely, al my sondes is bely, en ek het alles oorgegee aan die Here. En hulle moes ook skoonmaak, reinig, vir 1 keer 'n jaar, dit was hier September, Oktober, Yom Kippur. En dan op die 10de dag van Tsheri elke jaar, alright. En dan het hy die bloed gevat, na die allerheiligste toe, en dan het die hoëpriester, hulle het so tou aan sy voet vasgemaak. Want as hy nog enige sonde weggesteek het, dan het hy dood gegaan as hy ingegaan het. So dan kon hulle hom uitsleep, want niemand kan in die allerheiligste ingaan nie. Net interessant. So hulle het so tou aan sy been vasgemaak, voor hy nou daar ingaan, dat hulle net hom kan uitsleep as hy dit nie maak nie. Regtig, hulle het die tou vasgemaak. So dan loop hy nou in, en maak hy die allerheiligste oop, en dan het hy hierdie bloed gevat, en hy het dit op die versoendeksel, die deksel wat bo op die altaar is, reg bo die 10 gebooie, het hy die bloed op die versoendeksel uitgegooi. En dan dit het basies gewys van die 10 gebooie wat ons oortree, en dis sonde, is versoen deur Jesus se bloed. En dit is basies wat gebeur daar is, die versoening vind plaas wanneer ons bereid was om te verander. Maak dit sin? In ander woorde, dis soos wanneer ons ook vergewe, soos ek nou verduidelik het. So daai versoening is 'n oordeel. So either is jy versoen of veroordeel. Een van die twee kante toe. So jy kan nie gegaan het en gesondig het en net voortgegaan het in jou sonde nie. Nee, jy het gesê ek is jammer en jy het omgekeer van jou sonde en het gesê Here, maak my nuut, maak my heilig. Heilig my asseblief. En wanneer die heiligmaking proses besig was, het versoening wel plaasgevind, want die Here het gesê, ek aanvaar sy bloed vir jou sonde, want eerste plek het jy jammer gesê, tweede plek is jy bereid om te wil verander. Jy bereid om heilig gemaak te word. Dis wat heiligmaking beteken, bereid om heilig gemaak te word. So daai 1 keer 'n jaar het 'n oordeel plaasgevind, of versoening, hulle noem dit versoeningsdag, het plaasgevind, en die Engelse noem dit die mercy seat. Met ander woorde, daar's genade, saam met dit natuurlik. Daar's genade vir ons bewerkstellig. En dan is daai die sonde was natuurlik in daai bloed, daar is dit versoen, en dan is die tweede ene
die tweede lam was dan gevat en dit was in die wildernis ingevat. En hy was vrygelaat om dood te gaan. Hy moes doodgaan in die wildernis, in die woestyn, op sy eie. Wat vooruit verwys, een is Jesus, een is die duiwel. Nou wat dra die duiwel? En wat dra Jesus? Jesus dra ons gevolg van ons sondes. Hy dra dit. Hy het vir ons pad gesterf. En die duiwel, daar's iets van sonde wat die Here nie wil dra nie. En wat is dit? Wat van sonde word opgeplaas op die sondebok, wat Jesus nie gedra het nie? En dit is belangrik om hierdie te verstaan. Jesus wil nie die blaam van sonde, sal hy nooit vat nie. Hy wil nie die blaam dra nie. Hy is nie skuldig vir die feit dat jy in sonde geval het nie. Die Satan is skuldig vir die feit dat sonde begin het, dat sonde ontwikkel het en dat sonde versprei het oor die aarde en oor almal wat ons sondig. Dit is Satan se skuld. Hy dra nie die gevolg van sonde, dit het Jesus gedra en dit is die dood. Maar wat dra Jesus nie? Hy dra nie die blaam nie. Ek hoop dit maak sin. So in ander woorde, so word daai sonde word dan weggevat uit. Dis nou ons vergewe en vergeet. Dis nou klaar, dis verby. Nou waar gaan die sonde heen? Vat die sonde weg en gaan sit dit op die ou wat dit begin het. Gaan sit dit op die Satan homself. En ons sit dit op Satan en hy word van daai sonde weg. En so is die heiligdom in sy regte staat herstel. So is die heiligdom skoon gemaak van sonde. En dan gaan hy en hy vat hierdie Azazelbokkie en hy vat hom deur in die wildernis in en hy los hom daar en hulle moes hom dophou tot hy nie meer is. Hy moenie bly leef nie. Hy moet van self dan nou doodgaan. OK. So julle verstaan die hele verlossingsplan wat vir ons verduidelik is binne in die heiligdomstelsel. OK, ekskuus, hier sit 'n mooi prentjie. Daar is die Azazelbok of die sonnebok wat voorgestel is. Hier is die dit is nou nie mooi nie, dis nou AI wat dit gemaak het. So, maar dit het vir my mooi uitgebeeld van die offers. Daar's 'n offer gewees vir die 'n bil vir die hoëpriester wat verwys het na Jesus toe natuurlik. Daar's ook 'n offer vir onwetende sondes. Ek bedoel ons doen onwetende sondes wat ons nie van weet nie en die Here het dit ook gecover. En die wetende sondes moet ons vergifnis voor vra. En dis hoekom ons dan nou as die wetendes moet ons voor vergifnis vra, anders is ons 'n rebellie teen God. En ons kan nie 'n rebellie wees en dink ons is okay nie. Goed. Ons moet vergifnis vra, dan werk die stelsel vir jou. Maak dit sin? OK. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Ja. Hoekom moet ons sy gebooie bewaar, dan ken ons hom? Want onthou sy verbond wat ek nou net vir julle gelees het. Hy sal ons kliphart uithaal en vir ons 'n hart van vlees gee. Hy sal sy gebooie op ons hart skrywe. Waar doen hy dit? In die heiligdom. Terwyl ons die woord van God lees, terwyl ons getuig, terwyl ons in gebed is, dan begin hy sy gebooie van liefde, daai 10 gebooie waar skryf op ons harte. Geen wonder dit sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. As die gebooie nog heeltemal van krag, ja, dis hoekom Jesus gesterf het. Inteendeel, as ons die gebooie moet uithaal, dan weet ons nie wat ons verkeerd doen nie. Dan weet ons nie wat liefde is nie. En hoe weet ons, as ons nie weet wat ons verkeerd doen nie, wat liefde is nie, hoe kan ons ooit vergifnis vra? En as ons nie vergifnis hoef te vra nie, dan hoef Jesus nie vir ons te gesterf het nie. So as ons die gebooie wegvat, dan vat ons Jesus weg uit die prentjie uit. Maak dit sin? Maak heeltemal sin, want as ons nie weet wat ons verkeerd doen nie, as ons nie weet wat is liefde nie, hoe kan ons dan enigstens bekeer? Na wat toe bekeer ons? En hoekom het Jesus dan vir ons gesterf? Hy hoef nie vir ons te gesterf het dan nie. Dan vat ons die kruis weg, as ons die wet wegvat. Hier sê dit vir ons baie duidelik. So dit is die ewige evangelie, wat deur die stelsel vir ons verklaar word. En dis vir ewig hoe dit werk. Ja, nou hoef ons nou nie meer na 'n lammetjie te bring, ons gaan na Jesus toe. Nou hoef ons nie meer daar met die priesters met gewas word nie, ons word gedoop. En inteendeel, dis die buitehof,
maar moenie daar bly nie. Die Here sê, kom ons gaan in. Kom ons begin met die heiligmakingsproses. Getuie, Heilige Gees wat geontvang word. Brood van die lewe. Kom ons lees hom, bestudeer hom. Ek gaan vir julle my laaste deel van die presentation, ek gaan vir julle iets bymekaar begin bring. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie. Dis nou die heiliges, want hulle is heilig gemaak deur wie? God. Want hulle is maagdelik rein. Met ander woorde, ons het nie meer as een God in ons lewe nie, geld is nie meer 'n God vir ons nie, wat ook al anders is nie meer 'n God vir ons nie, net Jesus is. Dit is hulle, ook nie daai dier nie. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook al heen gaan. Waar is die lam? Waar is Jesus? Waar is hy nou? Kom ons vind uit waar is hy nou. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge van God en die lam. Johannes 12 vers 26. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaars ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. OK, nou maar, waar is Jesus dan nou? Kom ons kyk, waar is hy nou? Nou, vandag, waar is hy nou? Waar is hy nou? Waar is hy vandat hy hemel toe gegaan het? Hemelvaartdag was net nou die dag. Waar is hy heen? Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van 'n ware nie, maar in die hemel self. Waar is Jesus? Hy's in die tempel waar? In die hemel. Hebreërs ook verder. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binne in die voorhangsel. Maar Jesus is die voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. So in ander woorde, hy het voor ons in die heilige ingegaan. Agter daai eerste gordyn in die heiligdom ingegaan, in daai heilige waar die brood is, waar die woord van God is. Hy nooi ons in, hy sê, ons kan ingaan. Ons kan nou ingaan, want ons is dit klaar skoon gewas deur die Here. Nou kan ons ingaan om heilig gemaak te word. Hy nooi ons eintlik en sê, kom wees saam met my waar ek is. Sien julle hoe volg julle die lam? Hoe volg julle God? Want ons gaan saam met hom in die heiligdom in. Volgende. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. Dis nou Openbaring 1, heel in die begin. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Waar is hy 7 goue kandelaars? In die heiligdom. As jy in daai eerste instap, daar is die 7 goue kandelaars. Wie is daar? En tussen die 7 goue kandelaars, een soos die seun van die mens, dis Jesus, met 'n kleed wat tot op sy voete hang, en gegord om sy bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos vuurvlam, en sy voete soos blink koper, en gloei soos 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Doen julle self 'n guns. Gaan soek bietjie op YouTube en op Google. Jesus is besig om aan baie moslems te verskyn, en hy lyk presies so. En hy sê vir hulle, volg my, volg my. Terwyl ons hierdie sendingwerk kan doen, gaan Jesus in drome en sê, volg my. Doen julle ondersoek, dit is baie interessant. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard, het hy sy mond uitgegaan. Hierdie is die swaard. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Hy is die lig. So in ander woorde, waar is Jesus nou? Hy's in die heilige. Nog nie by die allerheiligste, hier nie by die heilige. Ek wil graag hierdie vir julle lees. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. So ons moet nie bly by die kruis nie, beweeg vorentoe na die volmaaktheid toe, beweeg vorentoe na die allerheiligste toe, beweeg vorentoe na waar jy heilig gemaak kan word, 'n nuwe mens gemaak kan word. Kom ons sien dit. Maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Van die leer van die doop en van die handeoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Ons moet nie hier bly nie. Ons wil nie geoordeel word deur die wet alleen nie. Ons moet heilig gemaak word. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Want dit is onmoontlik om wat eenmaal verlig geword het aan die hemelse gawe gesmaak het van die Heilige Gees deelagtig geword het,
die goeie woord van God gesmaak het. Met ander woorde, jy het die Heilige Gees gesmaak, die kandelaar, jy het die woord van God gesmaak, nou is jy in die Heilige, deelagtig geword. Die goeie woord van God gesmaak, het hom gesmaak, en die kragte van die toekomstige wêreld, het die krag van die evangelie wat jou verander, het jy nou gesmaak. Hy sê, dis onmoontlik vir die een wat dit gesmaak het, wat weer wegval en dit verwerp om weer terug te kom. Dis wat sy argument is, maar wat interessant is, hy vat jou deur die heiligdom. Hy vat jou daarin. Hy praat van die Heilige Gees, hy praat van die woord en jy het dit gesmaak, jy het dit beleef. En die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, 'n nuttige plant voorbring terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seun van God. Maar, hier kom die maar gedeelte, as die dorings se dissels opbring, deeg dit nie, is naby die vervloeking, die einde daarvan is die verbranding. Met ander woorde, die Here sê, as jy nie deur die heiligmaking deurgaan nie, as jy dit verwerp, as jy die hele verhaal verwerp, dan kruisig jy eintlik weer die Here, en op die einde van die dag sê dit vir ons, jou vrugte gaan vol dorings wees, en jy's gereed vir die verbranding. So die Here bring 'n oordeel hierso, daai versoeningsdag is op pad, Yom Kippur is op pad, dan moet dit wys, maar ek wil verander, ek wil nie aan my ou, kom ek slaan my vrou vanaand weer, gewoontes vashou nie. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. En dis waar ek graag vir julle net... Ja. Dit meen, jy kom net tot bekering en jy gee jou lewe vir die Here. Ja. En, maar nou val jy terug. Nou, jy's nou gered. Maar as jy nou weer hy selfe goed gaan, dan kan jy nie weer gered word. Kyk, die Here het tog die verlore skaap gaan haal. So dis nie wanneer ons val, ag Here, ek was swak, help my weer op, en ek staan nou weer op, en die Here vergewe my weer. Inteendeel, Paulus sê, ek sterf daagliks. En dis wanneer jy saam met die Here stoei, en daar's tye wat jy val en weer opstaan. Dis nie wat hy hiervan praat het. Dis waar hy die verwerping, jy verwerp die verhaal, en ek begin my dorings te dra. Met ander woorde, dis daai onvergeeflike sonde, waar jy sonde teen die Heilige Gees doen, en ander woorde, jy stomp die Heilige Gees so af, dat jy hom nie meer hoor nie. So die een wat jou moes oortuig het van sonde, het jy stomp gemaak, jy het doof geraak vir hom, dan kan niemand jou meer oortuig van sonde nie. En dan, dit is vir hom onmoontlik om terug te keer, want hy hoor nie meer die Heilige Gees nie, hy wil hom ook nie meer hoor nie, hy gaan aan en hy is eintlik gereed vir die oordeel. Ja, goed. So dis waar die stukkie oor hoofs gaan, definitief, maar ek het hom net ook ingesit, dat ons net verstaan, maar hy praat van die heiligmaking, van die Heilige Gees saam met die woord, wat ons niet maak, wat ons nodig het, want dan gaan ons vrug dra, die vrugte van die Gees. Ek wou nie dit ook inbring nie, want my tyd is min, maar dis die vrugte van die Gees, is die gevolg van die feit dat ek sy wet onderhou. Ok. Laaste wat ek wil net noem is, waar is Jesus vandag? Daniël 8 vers 14. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en môrens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, van julle het nou nie die messiaanse profesie al gesien nie, maar ons het gesien dat van die tempel herbou word, is al 2300 jaar profesie, aandes en môrens, profetiese dae, jare, en van daai selfde tyd af is daar 'n 490 jaar profesie, wat presies uitgewys het van Jesus se begin, en wanneer hy sou begin met sy bediening, wanneer hy gekruisig sou word, en waar Israel totaal hom sou verwerp, en daardie is afgesny van die 2300 aandes en môrens. Dit het ons in die messiaanse profesie gesien. Maar ons het nooit gaan kyk na die finale datum nie. Nou daai finale datum, dan sou die heiligdom in sy regte herstel word. En van Engels sê, then shall the sanctuary be cleansed. Nou ons het net voor dit gelees van Yom Kippur, wanneer word die sanctuary skoon gemaak? Een keer 'n jaar met Yom Kippur word die sanctuary skoon gemaak.
Dis wanneer daai oordeel, daai versoening plaasvind, versoeningsdag begin en daai versoeningsverhaal het dan plaasgevind. En dan is basies die hele scenario gebeur waar daar gekyk word na jou lewe, is jy nou reg of nie. Maar hier sê dit 2300 jaar vanaf daai datum van die herstel van Jerusalem, dan gaan die heiligdom in die hemel dan nou herstel word. So dis wanneer Yom Kippur, die versoeningsdag, begin. So wanneer is dit? Dit was al in 1844. Dis lank terug. Dis 'n klompie jare gelede. En die Here het in die oordeel, ek het al die oordeelverse inbring, dan sien jy, hy begin by sy volk en hy beweeg uit. Nou ander aande gaan hy bietjie meer in diepte rondom dit gaan, maar ek wil graag hê ons moet besef, hierdie boodskap, van die 3 engel boodskap, wat ons nou hier gelees het, van die oordeel wat gaan begin, het was nooit verkondig deur die protestante nie, tot en met 1845. Was die eerste keer wat hierdie boodskappe begin verkondig geword het. Daar's geen rekord, geen kennis, dat dit voor die tyd ooit plaasgevind het nie. Inteendeel, hulle dit toe begin verkondig. En so het daar uit al die denominasies, het hulle begin om hierdie boodskap te verkondig. Wat 'n boodskap? Boodskap van die oordeel van God het nou begin. As gevolg van wat? Van die 2300 aande se môrens profesie wat geëindig het in 1844. So wat is hierdie boodskap? Hoekom is daar 'n oordeelsboodskap? Ek het dit net gou hier ook ingesit. Daarso is al die profeseë wat ons al gedoen het. Daar is die 70 weke profesie, die 2300 aande se môrens profesie en dit eindig by 1844. Die ondersoekende oordeel begin. Nou begin die ondersoekende oordeel. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie wat ek vanaand aan julle verkondig het. Om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlik, want die uur van sy oordeel het gekom. Nou waar het die uur van sy oordeel? Die oordeel word deur wie gedoen? Deur Jesus. Die oordeel is oorgegee aan Jesus, sê Handelinge vir ons. So met ander woorde, hier sien ons dat hierdie versoeningsdag, Yom Kippur, het begin in 1844 en maak sin. Wanneer Jesus weer kom op die wolke, wanneer Jesus gaan kom die tweede keer, kan hy nie dan ewe skielik wonder wie's nou gered en wie's nou nie. Hierdie verhaal moet klaarmaak, hierdie ondersoekende oordeel van al die, as jy vat Openbaring 20 bylas, dan sien jy, die boeke is geopen van die wat dood is en hulle lewe is geoordeel. Met ander woorde, jy sien, daar moet 'n oordeel plaasvind, versoening, daai verhaal moet plaasvind, en dit het begin by 1844, en dit gaan eindig tot net voor Jesus se koms. Sodat hy kan sien, hy gaan elke mens se lewe deur, en hy sien, is jy reg gewees, wou jy verander? Dis die vraag, en dis die vraag wat ek by julle vanaand wil los. Laat julle toe dat die Here jou kliphart uithaal en vir jou hart van vrees gee. Laat jy dit toe. Laat jy toe dat hy jou verander. Want die dag van Yom Kippur, versoeningsdag, het al lankal begin en dit gaan aanhou tot net voor Jesus kom en tot almal gehoor het. Wanneer het sendelinge hard begin werk? Wanneer het wêreldwyd begin kom? Van die 1800s af het die sendelinge wêreldwyd begin gaan en hierdie werk klaar te maak. Goed. En dan kom hierdie groot woorde in Openbaring 22 vers 11 tot 15. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Daar kom 'n dag wanneer die Here sê, ek is nou klaar. Ek het nou klaar gemaak met my werk. Elke mens het 'n keuse gehad en nou ergens moet die sonde nog stop. Ergens moet die gemors stop. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Wat is jou werk? Jou liefdeswerk. Het ek die gebooie gedoen? Vergeld volgens daai werk wat jy gedoen het. Het ek toegelaat dat die Here my verander? Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig, verlossingsgelukkig, is die wat sy gebooie doen. Hoekom kan die Here sê sy gebooie doen?
Want hy het beloof, hy sal ons bemagtig om hierdie gebooie te doen. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, ingaan in die poorte van die stad. Ja, Jesus, ek wil verander word, sodat ek hierdie liefde begin uitleef, dat ek die wet begin uitleef. Maar buite is die honde, en die towenaars, en die hoereerders, en die moordenaars, en die afgoddienaars, en elkeen wat leuns lief het en doen. Dan word jy kom 'n skeiding. Is jy reg om jou Here te sien? Het jy vergifnis gevra vir jou sondes? Het jy in geloof aanvaar vir wat hy vir jou gedoen het? In jou plek gesterf het en dat jy sy geregtigheid kry? Het jy toegelaat dat jy die heiligmaking wat nodig is, daarsonder sal jy God nie sien nie? Het jy ons die vers gelees? Gelukkig het hy gesê, hy sal die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy klaarmaak. Jy moet dit net kies en saam met hom werk. Saam met hom werk deur gebed, deur liefde, God se lig uit te weerkaats en wat nog? Sy woord te ondersoek. Hieruit, dis wat jou heilig maak. Sy woord, Jesus maak ons heilig. Ek gaan afsluit nie meer. Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. En in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedrywe nie, en in U naam baie kragte gedoen nie? Die Here soek nie wonderwerke nie. Hy soek 'n hart wat sy wil doen. Ja, wonderwerke is fantasties, maar dis nie vir jou bekering nie. Wat soek hy? En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. In ander woorde, julle wat die wet van God oortree. Dis ongeregtigheid. Mag ons 'n besluit maak om die Here te volg. Mag ons 'n besluit maak dat hy ons kan verander en nuut maak. Mag ons 'n besluit maak om te sê, Here, kom skryf U wet, U 10 gebooie, U wet van liefde op my hart. Asseblief, my God. Maak my 'n nuwe mens, maak my Israel. Ek is 'n Jakob. Maak my 'n nuwe mens wat nie meer 'n bedrieër is nie. Mag dit jou keuse wees. En ek gaan vanaand iets vra, as dit jou keuse is, kom staan saam met my, dan bid ons, dat die Here met ons sal wees. En daardie keuse sal uitvoer, en die goeie werk wat hy in jou hart begin het, sal klaarmaak. As jy wil, staan dan gerus. Liewe Heer, ons het die ewige evangelie gehoor. Ons het gehoor wat U sê. Ons het gehoor dat U gesê het dat ons moet nie net by U kruis gaan staan nie. U kruis, ons is dankbaar, my God. En ons is bly dat U geregtigheid vir ons gee. Maar ons het ook gehoor dat U wil verwag van ons om te wil verander. En dat U in U woord ons gaan heilig maak. Deur U woord, deur U lig, wat U deur ons weerkaats van U karakter van liefde. En deur gebed. Wil ons geheilig word, asseblief my God, tot 'n nuwe mens. 'n Mens wat gereed gemaak is vir die ewigheid. 'n Mens wat versoenbaar is met U, wat tog wil ons verander. Ons bekering was opreg. En dis hoekom U ons dan aanvaar. Die weer dankie, dat U ons nie los waar ons is nie, maar dat U ons 'n nuwe mens maak. Dankie vir bekering. En dankie vir hierdie ewige evangelie. En dankie vir die versoening wat U tans in die hemel doen. Help ons, terwyl ons onsself verootmoedig voor U en U troon. In Jesus naam. Amen. Dankie julle.